Hallo julle almal, welkom by nog 'n episode. Ons gaan vandag aan met kritiese aksies wat jou huwelik of jou verhouding beter kan maak of slegter kan maak, afhangende van of hulle teenwoordig is en hoe dit hanteer word ensovoorts. Ek gaan net weer vinnig, ek het in my eerste video so groot inleiding gegee, maar my naam is Etienne. Ek is 'n geakkrediteerde skei en familiemediator. Ek is 'n regsgeleerde advokaat en ek het ook 'n agtergrond in bedryfskunde, human resources en ek is 'n groot voorstander van mediasie. Ek het meer skei sake hanteer, kommersiële sake as wat ek kan onthou en wil onthou, veral aan die skei kant. En wanneer mense daar sit, daai oomblik in die boardroom of al is dit elektronies, dan is al die filters weg en hulle sê hoe hulle werklik voel. En oor die jare het ek 'n klomp aksies wat baie mense oor kla en oor praat. Partykeer tot groot verbasing van die ander party wat skielik op die tafel gegooi word wat veroorsaak het dat daai respek en liefde stadig erode, daai erosie van daai respek en daai liefde. En baie mense verdedig dit, soos die Engelsman sal sê, profusely. Hulle wil dit nie glo nie. Maar die aspekte wat ek noem is goed wat baie voorkom. Nou ja, vandag praat ons oor die geldmonster. Geld kan in baie opsigte 'n monster wees. Dit vernietig families, dit vernietig verhoudings, goeie besighede word vernietig deur geld. Geld het 'n geweldige emosionele komponent en dit kan 'n groot invloed hê op jou verhouding en jou huwelik. En ek gaan praat spesifiek oor 2-3 goed wat ek gereeld sien. En hierdie video gaan nie verskriklik lank wees nie, want ek wil graag hê jy moet dit inneem. En hierdie is om jou te help. Nou ja, ek gaan ook hierso sê, behalwe nou vir my disclaimers hier aan die begin, hierdie is nie regsadvies nie, is nie sielkundige advies nie. Ek sê net wat ek sien en gesien het en nog steeds sien. En hierdie geldmonster wat die huwelik baie keer tot niet laat gaan. Het 3 komponente wat baie belangrik is. En baie van ons, julle wat hierdie video kyk, het al baie daaroor gelees, jy het dit al op die nuus gesien, jy het dit al in artikels gesien ensovoorts. En ja, ek kan sê as 'n persoon wat hiermee werk, dat dit is waar. Maar jy kan nooit veralgemeen nie. Dis nie in alle opsigte waar nie. Jy kan nooit sê elke mens tree dieselfde op nie. Maar hoekom noem ek dit hierso? Omdat dit baie genoem word in skei sake. Nou ons gaan begin by die eerste een. Moet nooit 'n vrou se behoefte om te koop onderskat nie. Nou kan ek sien die vrouens word kwaad vir my. Dis nie wat ek bedoel nie, dat julle net wil koop nie. My vrou is ook nie so nie. Maar 'n vrou wil mooi goed rondom haar hê. En hierdie gaan eintlik meer oor die mans as oor die vrouens. En die eerste punt wat ek wil maak. Dit help nie, jy is so konservatief. En hierdie is baie mans se skuldig aan, right? Jy is so konservatief en so spaarsamig dat jy jou familie
die grootste gedeelte van hulle lewe goed ontsê, sodat jy enig geld kan hê wanneer jy 60 jaar oud is nie. En ek gaan dit hierso sê, en dit is ongelukkig so, partykeer het jy 'n ongesonde liefde vir geld, en jy kom in 'n gewoonte dat daar word net niks gekoop nie. En ek gaan vinnig 'n paar voorbeelde noem, want ek kan vir ure oor hierdie aspek praat. En as daar van julle is wat wil praat met my oor dit, kyk onder in die bio, julle kan by my uitkom, ons kan gesels oor dit. In 'n sessie of iets. Maar ek kry baie huwelike wat op 'n laat stadium wat skeefloop, en dan een van die goed wat op die tafel gegooi word is die vrou en die kinders, en partykeer weet nie wat almal hier is, baie, kom ons sê dit gaatvol om altyd te hoor, nee, daar's nie geld nie, daar's nie geld nie. En eintlik is daar geld. Okay. Nou ja, jy moet voorsiening maak vir jou ou dag, is 'n goeie ding. Maar onthou, dit kan jou huidige vernietig. En ek kan nie vir julle sê hoeveel keer het ek gesien waar 'n man werklik lief is vir sy vrou en sy kinders ensovoorts, en hy spaar en hy sukkel om te paart met daai geld van hom. Hy druk nie sommer daai groen knoppie dat daai geld oorgaan nie, en daar's gereelde risiko's oor geld en geld spandeer. En dit raak 'n probleem. En dan hier in sy 50's, dan verloor hy amper al die mense. Hy verloor sy vrou, wat hy nog steeds liefhet, juis oor hy so opgetree het. Dan het daai liefde en respek wat sy vir hom gehad het, die erosie het ingetree met tyd. En jy kom op 'n punt wat daar sit, ek sien dit baie, daai vrou wil niks meer van 'n ou weet nie. En dan dink ek aan die vrou wat ek raak geloop het in die kettingwinkel, ek wil nie winkels hier sal noem nie. 2 jaar nadat ek hulle skeisaak hanteer het, en ek onthou dit baie goed vandag nog. Hulle was 29 jaar getroud, en die ou was ook so. Ek gaan eintlik net hierso sê, reguit, hy was geldmal. Right. Die mense sê, ja, maar ek is nie geldmal nie. Wees versigtig, jy is baie meer geldmal dalk as wat jy dink. Want dis 'n human ding. En ek loop die vrou, en sy herken my, en sy sê, hoe gaan dit? En ek sê, nee, goed, maar langs tot die kort te maak, ek sê vir haar, en nou, hoe voel jy? Sy sê vir my, dis die lekkerste ding vir my, om hierso in hierdie winkel te kan rondloop, en nie hoef te worry oor ek 'n saadbroodjie wil vat. En ek hoor maar, ek moenie die saadbroodjie vat nie, want dit is 'n paar rand duurder, om te vat wat ek wil kan vat. Wat nie eintlik mors is nie. En ek onthou sy het iets genoem ook van die advokadepere. Die ou wou nie gehad het sy moet op sekere gedeeltes van die jaar advokadepere in die slaai sit nie. Nou kan jy sê, maar ek is nie so nie. Ek het 'n ander vrou gehad, hierdie is voorbeelde. Sy het 'n baie mooi trui gesien in 'n gewone kettingwinkel, kleregroep. So sy sê dit was glad nie duur nie. En hierdie is nou waar ons sit. Hulle is besig om te skei. Dis gone. Dis verby. Sy wil niks meer weet nie. En die ou sit daarso. En toe sê sy vir hom, jy weet, ek wou die truitjie so graag gehad het. En hy sê, ja, maar jy het 'n paar truie, jy sou nie koud kry nie. Dis hoe hy redeneer het. Maar 4 dae later gaan koop hy 'n golfstok, baie duur golfstok. Jy kan nie dit verdedig nie. Dit werk nie so nie. En moet asseblief nie sê, ek verdien alles, ek kan maak soos, dis abusive. Okay, wees versigtig. Dit in my opinie, dis baie abusive. Daai vrou ondersteun jou. Ek het nou die dag na 'n ander ou geluister, is 'n ou van Engeland, wat ook praat oor die ou dag ensovoorts. En hy het gesê, een van die goed wat hy
die meeste spyt is oor, is dat hy was verskriklik konservatief ook. Hy sê en nou dat hy die geld het om dit te kan doen, voel hy te oud. Hy is ook nie meer lus nie, hy het nie dieselfde dryf nie. Hy het byvoorbeeld geld bymekaar gemaak, as op sy ou dag wil hy die wêreld toer. Hy sê nou is hy nie meer lus nie, hy sit net by die huis. En hy is 'n voorbeeld van miljoene mense wat so voel. Tussen 25 en 30 en 30 en 40 en 40 en 50 is die beste jare van jou lewe. Kyk, in terme van sterkte, daar's baie goed waarmee jy nie sukkel nie. Wees versigtig dat jy nie alles rondom jou vernietig. En ons sien dit nie. Hoeveel, ons almal weet dit, multi-biljonêers wat kort voor hulle dood iets skryf. Ons weet van 'n bekende ou wat 14 of 18 minute voor sy dood het hy geskryf. If you accumulated wealth and it's the only thing you accumulated, you've accumulated nothing. En die susters in die versorgingseenheid wat werk met mense wat in hulle laaste oomblik is, wat hulle onderhoude mee gevoer het. En hulle vra vir daai verpleegsters, julle ooit gehoor iemand sê, ek wens ek het meer geld gemaak? Nee. So pasop, dat jy nie 'n bietjie geld mal raak nie. Okay. En daar's altyd geld vir goed wat jou pas, maar daar's nooit geld vir iets anders nie. En jy kry vrouens wat so by saam met mans is, maar wees maar versigtig. Jy weet, ek het dit al gesien. Praat oor dit, kommunikeer. Is dit hoe jy werklik voel? Vra jou partner. Die vrou wat sê, hoorie, jy koop nooit vir my blomme op Valentine nie. En ek het gesien die verbasing op die ou se gesig wat hy sê. Maar jy het ook dan gesê dis 'n commercial ploy, die blomme is so duur. Wat ek vir julle kan sê is, ek het dit geleer uit jare en jare se ondervinding in my persoonlike lewe en deur hierdie goed te sien, baie te sit daarso. Sy wil eintlik blomme hê. En daai dag kan jy maar 'n bietjie spandeer, as jy dit kan bekostig. So, wees versigtig vir dit. Right. Dat jy nie so konservatief is. En ek wil afsluit met 'n voorbeeld van iemand wat ek ken, wat vir my gesê het, hulle is nou op aftree ouderdom, wat vir my gesê het, sy en haar man het baie beklei, want hy was ook so konservatief. Maar sy is eintlik nou bly, want nou het hulle geld vir hulle aftrede. En my vraag aan haar was, wat gaan julle nou doen wat anderste is? En daar's niks. So is net daai sekuriteitsgevoel van ons geld in die rekening, wat ja, belangrik is. Maar haar lewe is verby haar. En ek het tog die effens 'n bitter trek op haar mond gesien. Want dis verby. Jy kan dit nooit weer terugkry nie. En dit is die probleem met dit, en ou moet versigtig wees vir dit. So wees versigtig om te skuil agter ek is konservatief en spaarsamig. Want dit is baie keer gewoonte en 'n ongesonde liefde vir geld, wat jou baie later baie skade kan bring. En dit help jou net altyd te sê, maar jy het nooit 'n tekort gehad nie. Ek kan vir julle sê, daar's baie mense met baie geld. En daar's geen liefdesverhouding meer nie. As gevolg van die feit dat al die konsentrasie is om geld te genereer. Ek weet nie, jou besluit. Miskien is dit vir jou die moeite werd. Maar ek weet hoeveel huwelike dit kos en hoe die mense daar sit. En dan gaan die ou dood en dan gaan daai vrou en daai kinders op 'n koopspree wat jy nie ken nie.
beland in die koerante. Want hulle is uitgehonger. Hulle is uitgehonger. En baie keer los vrouens op 'n laat stadium in die 50's hulle mans. Vir ander redes ook, maar een van die groot goed is, ek sien dit. Hulle is net so moeg om te bedel en te vra. Hulle wil net nie meer nie. Wees versigtig vir dit. OK.